vanaand wil ek hierdie reeks afsluit met hierdie gedagte: vra vir lig en lewe. Vra vir lig en lewe. Handelinge 16 vers 22. Hier is Paulus, die apostel Paulus in Filippi en ook Silas, en hulle word hier in die tronk gegooi. Vers 22 sê, en die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Net so 'n kantaantekening van een van ons kleerlingpastore. En dit moet ons ook aanspoor om te sing. Paulus en Silas sit middernag, die donkerste uur van die nag, in die tronk en hulle sing lofliedere. En die Here sit op sy troon in die hemel en hulle sing so lekker. En hy maak maar net so met sy voet. Die Bybel sê die aarde is die voetbank van sy voete. En skielik is daar 'n aardbewing. En die boeye val af en die tronkdeure gaan oop. Nou dis nou wat jy noem inlegkunde. Maar dit was vir my so 'n mooi storie. En elke keer as ek hierdie deel in die Bybel lees, dan dink ek daaraan en ek sien die prentjie van ons hemelse Vader wat hom so verlustig in die lofsange van sy volk, dat hy sy voet stamp op die ritme van hulle liedjie en daar's losmaking. Nou ja, dit het niks met vanaand se boodskap te doen nie. Vers 27, toe die aardbewing kom en die boeye val af, sê vers 27, en die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, dis die tronkbewaarder, toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het hom die woord van die Here verkondig, en let op aan almal wat in sy huis was, klein en groot, en in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Tot sover, die Here seën sy woord aan ons harte. Vers 29 sê, en toe hy lig gevra het, want dit was middernag en dit was stikdonker, toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. Die grondgedeelte waaruit hierdie reeks kom, is Eksodus 10, die 9de plaag, die plaag van duisternis.
En u het nou al 'n paar keer gehoor dat hierdie duisternis wat Egipte land getref het, was bonatuurlik. Dit was tasbaar. Dit het die Egiptenaars magteloos gehad. En die Bybel sê, in Eksodus 10 vers 23, die laaste gedeelte, en terwyl daar in Egipte land duisternis was daar lig in die woonplekke van die kinders van Israel. En hier kry ons 'n soortgelyke situasie, middernag, duisternis, en 'n man wat vra vir lig. Vanaand met u praat oor hierdie gedagte, vra vir lig en lewe. Die harde werklikheid is dat die waarheid van God se woord, wanneer dit verkondig word in sy volle omvang, gaan baie swaar af by mense. Inteendeel, die ou spreekwoord wat sê die waarheid maak seer, is die waarheid. En waar die woord in waarheid verkondig word, kry jy onder andere 'n reaksie van woede. Ek dink jy sou met my saamstem dat die Here Jesus, die Seun van God, wat vir 3,5 jaar op hierdie aarde gepreek en bedien het, is na u mening iemand wat die waarheid sou praat. Inteendeel, hy het nie net die waarheid gepraat. In Johannes 14 vers 6 sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Weet jy, ek lees in Lukas 4, nogal in sy eie tuisdorp Nasaret, waar hy die woord oopmaak en begin preek. Sê Lukas 4 vers 28, en hulle is met woede vervul. Wat kry ons vandag in die kerke? Na elke paar sinsnedes wat 'n prediker maak, klap almal hande. Nou ek wil nie daar teen praat of daarvoor praat nie. Ek wil net vir u wys wat in die Bybel gebeur het. Dit lyk 'n bietjie anderster in die Bybel. Waar die waarheid in die Bybel verkondig is, het mense woedend geraak, want die waarheid maak seer. Hulle het nie net woedend geraak nie. Gaan lees maar, en ons was op ons vorige toer by daardie plek waar hulle dit wou doen waarvan ek nou van vertel, naby Nasaret, op daardie berg waarvandaan hulle Jesus wou afgooi, hulle wou hom doodmaak. Hulle wou hom doodmaak oor hy die waarheid gepraat het. Die waarheid is ongemaklik. Lig is ongemaklik. Veral as jy met dinge in die donker te besig is. Is dit nie lekker om in die lig te kom nie. En gaan maar reg deur die Bybel. Gaan maar na die boek Handelinge, eintlik die hele boek Handelinge. Maar gaan lees. Handelinge 4, Handelinge 5, Handelinge 12, Handelinge 16. Die hele boek Handelinge wys vir my dat waar die waarheid gepreek is, het baie mense in opstand daarteen gekom en is die apostel selfs in die tronk gewerp daaroor. Ook in ons geleesde gedeelte. Mense verkies om soos hierdie tronkbewaarder, en ek vertrou het opgelet, dat Paulus en Silas se singery
wat wel die hemel bereik het nie die tronkbewaarder se ore bereik nie, want die Bybel sê, toe die aardbewing plaasvind en die tronkdeure gaan oop, toe skrik die tronkbewaarder wakker. Baie mense verkies om liewer onder die geklank van die waarheid te slaap. Mense wil nie hoor dat ons in die eindtyd lewe nie. Mense wil nie hoor van 'n komende oordeel nie. Mense wil nie hoor dat die Here met ons praat, dat daar 'n wekroep is deur al die dinge wat in die wêreld plaasvind nie. En daarom as jy preek oor die wederkoms en jy adverteer dit ensovoorts, dan daag daar 'n handjievol mense op, want hulle dink as hulle dit nie hoor nie, sal dit nie gebeur nie. Hulle dink as hulle nie daarvan weet nie, dan het hulle eendag 'n verskoning om voor God te staan. En hulle sluimer voort in die duisternis wat besig is om hierdie wêreld te oorspoel, soos die tronkbewaarder in ons geleese gedeelte. Dis middernag. En wat doen die tronkbewaarder wat op sy pos moes wees? Hy slaap. Matteus 25, die verhaal van die 10 maagde sê, en middernag was daar 'n geroep. Ek wil vir u sê, broeder en suster, dis middernag. En mense het 'n weerstand teen die waarheid. Jy weet, Spreuke 2, vers 13 tot 15 sê, mense het die weg van opregtheid verlaat en hulle bevind hulle self op die weë van die duisternis en hulle verlustig hulle in die kwaad en hulle verlustig hulle in bedrog en valse dinge. Is dit nie die uur waarin ons lewe nie, dat mense hulle verlustig in dit wat boos is, dit wat kwaad is? As 'n mens maar net so in die verbygaan vermeld van hierdie hofsaak wat nou onlangs afgehandel is, as jy sien hoe dat mense reageer, hoe dat hulle praat, hoe dat hulle aanmerkings maak, hoe dat hulle dit en dat en die ander ding, dan sien ons dat dit wat eintlik 'n pyn in ons harte moes wees, dit wat eintlik vir ons skokkend moes wees, het vir mense 'n bron geword van spot, van verlekkering. Noem dit vanaand wat jy wil, dan wil ek sê dat dit is waar wat Spreuke 2 vers 13 tot 15 sê. Ons het waarlik die weë van opregtheid verlaat en die weë van duisternis betree, want ons verlustig ons in wat sleg is, ons verlustig ons in dit wat vals is. Jesaja 5 vers 20 sê, wee hulle wat goed sleg noem en sleg goed en duisternis lig maak en lig duisternis. Weet jy, dinge wat 'n paar jaar gelede 'n skande was en 'n sonde was, dit is vandag op die voorgrond. Dit word vandag beskerm. Dit word vandag propageer. Dit word vandag verdedig. En ek het 'n paar jaar terug, het ek gesê, die vervolging gaan begin.
wanneer homoseksualisme deur die howe goedgekeur en gewettig word. En in hierdie week was die wêreldse koerante vol van 'n sekere Amerikaanse staat wat vir 'n pastoor gesê het, as jy weier om mense van dieselfde geslag in die huwelik te bevestig, gaan jy tronk toe. In die vrye weste. In ander wêrelddele het dit al klaar gebeur. Ons leef regtig in Egipte se duisternis. En die Here sê, wie hulle wat goed kwaad noem en kwaad goed. Wat van die duisternis lig maak, sê dis die regte ding. Dis hoe dit moet gebeur. Vandag word die kwaad beskerm. Vandag word die misdadiger se regte vooropgestel. Vandag word jy beskou, wat is die Afrikaanse woord, as baie clever. Hoe skelmer jy is, en hoe meer korrup jy is, hoe groter held is jy in die oë van die wêreld. Die waarheid wil nie meer gehoor word nie. Die waarheid is in die uur waarin ons lewe tot 'n misdaad gereken. En die wêreld sluimer terwyl dit middernag is. En baie mense, en 'n baie groot gedeelte van die kerk, het aan die slaap geraak terwyl dit middernag is. En soos in die geval van ons geleesde gedeelte, moet God baie keer 'n aardbewing stuur om te kyk of hy ons kan wakker maak. En dis nie omdat hy kwaad is vir ons nie, maar dis juis omdat hy so lief is vir ons. Juis omdat hy weet watter groot prys hy in Jesus Christus vir ons betaal het, dat hy nie wil hê dat een mens die ewigheid sal misloop en hel toe gaan nie. Is dit nodig dat God hierdie wêreld 'n bietjie skud deur baie dinge wat gebeur? God gebruik natuurrampe. God gebruik mensgemaakte rampe. God gebruik enige moontlike ding om jou en my en die wêreld daarby 'n bietjie wakker te skud, sodat ons kan ontwaak en besef, ons is in middernag, ons is in die duister. Hy doen dit omdat hy omgee. En as jy Hebreërs 12 gaan lees, die laaste paar verse, dan sal jy sien dat die Here sê, nog eenmaal laat ek die hemel en die aarde bewe. Hy sê sodat die wankelbare dinge kan verbygaan en die onwankelbare dinge kan bly. Ek wil vir u sê, daar kom 'n skudding. Hoor vanaand die woord van die Here, daar kom 'n skudding. Dis God wat met hierdie wêreld, maar ek dink veral met sy kerk, wil praat. En hoe hartseer is dit, dat die wat eintlik vanaand hierdie boodskap moes hoor, is nie hier nie. Want die waarheid is nie lekker nie. Mense reageer tweeledig op God se skudding. En
En die eerste reaksie is 'n baie hartseer reaksie. Mense steur hulle nie daaraan nie, inteendeel, dit maak hulle rebellie teenoor God groter. Want jy sien, ons praat met u oor, is daar lig in jou woning? In Johannes 3 vers 19 sê die Here Jesus hierdie woorde. Hy sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Vers 20 sê, hy wat die kwaad doen, elkeen wat die kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie. Is dit nie hartseer dat mense die duisternis liewer het as die lig nie? Want dit gaan oor hulle werke. Dit gaan oor wat hulle doen. Nou kom die Here en hy sê vir ons in sy kosbare woord, in Jesaja 29 vers 15. Hy sê, wie hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in die duisternis is. En sê, wie sien ons en wie ken ons? Die wêreld leef asof daar nie 'n God is nie. En hou vas aan hierdie werke van die duisternis. Die werke van die duisternis het hulle liewer as die lig. En nou sê die Here, wie hulle? Ek lees in Openbaring 16, vers 9 en in vers 11. Eintlik kan jy die hele Openbaring 16 lees. Dit gaan oor God wat hierdie wêreld skud. En ons sien dat in daardie gedeelte verskroei die son die mensdom. Ons sien in vers 10, terwyl ons dan praat oor duisternis en lig van Openbaring 16, stort God soos in Egipte duisternis oor die koninkryk van die Antichrist, en die mense word geslaan met allerhande swere en pla. En ek lees daar in vers 9 en in vers 11 dat die mense het hulle tonge gekou van pyn, en die Bybel sê hulle die God van die hemel gelaster, en hulle het hulle nie tot hom bekeer nie. Kan 'n mens se hart so hard wees? Kan 'n mens van klei wat stof is, so teen 'n lewende God, teen jou Skepper in opstand kom, dat jy, wanneer hy met jou handel, omdat daar geen ander manier gewerk het nie, hy einde ten laaste op harde, en noem dit wrede maniere, met jou praat en nogtans luister nie, inteendeel die verhardheid van jou hart, en jou rebellie raak net groter en groter. Daarom sê die Here Jesus by geleentheid, as die lig dan in jou duisternis is, hoe groot is die duisternis nie? Broeder en suster, dit is so hartseer, dat duisternis, as jy nie lig vra nie, word beantwoord met groter duisternis. In Matteus 22 vanaf vers 1 lees ons die verhaal van 'n koning. En dit is baie opmerklik as jy na die konteks kyk, dat dis God die Vader, want die Bybel sê hierdie koning het 'n bruilof vir sy seun gereël. En jy ken die verhaal, hoe dat hy baie mense genooi het. As jy die ander evangelies lees, dan het baie mense gesê, ons kom. En toe die bruilof aanbreek, toe sê hulle,
Nee, ek het 'n span osse gekoop, ek het 'n stuk grond gekoop, ek het 'n vrou getrou, en hulle het vreeslik baie verskonings, hoekom hulle nie die bruilof kan bywoon nie, en uiteindelik sê hierdie koning, stuur in die gange en in die paadjies, en bring almal die krepeles, die blindes, die hoere, bring hulle! En in Matteus 22, is die bruilofsaal vol, en daar sit 'n man, wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En dit was gewoonlik die persoon wat die bruilof aanbied, wat vir elke gas 'n spesifieke kleed gegee het. So hier is 'n man, wat op 'n ander manier daar wou inkom, en wou deel hê aan die bruilof, buiten God se manier. Ons leef mos in daardie uur. Vandag hoor jy selfs predikers wat sê, daar is meer as een weg hemel toe. Die moslems is reg, die boeddhiste is reg, die Hare Krishnas is reg. Almal loop verskillende paaie, maar uiteindelik kom ons op een plek uit. Terwyl die woord van God, Jesus self sê, ek is die weg, nie 'n weg nie. Die waarheid, nie 'n waarheid nie. Die lewe, nie 'n lewe nie. In Johannes 9 sê hy, ek is die deur, nie 'n deur nie. Mense wat aan die bruilofstafel wil sit, sonder dat hulle by die koning 'n kleed gekry het. En toe die koning by hom kom, toe sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom? En hy sê vir sy diensknegte, Matteus 22 vers 13, vat hom, bind sy hande en voete, en werp hom in die buitenste duisternis. En daar sal 'n geween wees, en 'n geknars van die tande. Beteken dit dat die hel donker gaan wees? Nee. Maar weet jy wat? Duisternis beteken om afgesny te wees van die lewe. En as jy weier om lig te vra, as jy rebelleer teenoor jou Skepper, en jy wil jou eie pad volg, en jou eie kop volg, en jou eie ding doen, gaan jy baie hartseer en te laat agterkom. My duisternis is groter as wat dit ooit was. Dit gaan nooit ophou nie. Maar God dank ten slotte, daar's ook mense, al is hulle in die minderheid, wat positief reageer wanneer die aarde bewe. Wanneer God hulle skud. Soos die tronkbewaarder. Die Bybel sê, toe die aarde bewe, en hy sien die tronkdeure is oop. Toe val hy bewend voor Paulus en Silas neer, nadat hy lig gevra het. En hy sê vir hulle, wat moet ek doen om gered te word? Vra lig en lewe. Dis wat hier die tronkbewaarder doen, in die uur van duisternis, in die uur toe sy lewe geskit word, en daar 'n swaard oor sy hoof hang, want hy wil homself om die lewe bring, want as die bandiete weg was, dan sou in elk geval by die Romeine die doodstraf gekry het. So die dood is oor hom. Hy's vasgekeer. Hy vloek nie God nie. Hy verhard nie sy hart teen die Here nie. Maar hy vra lig. Hy sê, wat moet ek doen om gered te word? Ons het sy verhaal gelees, hoe dat hy tot bekering gekom het, sy hele huisgesin, die Here gevind het en gevolg het, selfs deur die doopwater.
Is jy vanaand in duisternis? Vir Psalm 112 vers 4 sê hierdie woorde: vir die opregtes, nie vir die volmaaktes nie, nie vir die hoogheiliges nie, maar vir iemand wat opreg is. Wat is 'n opregte? 'n Opregte is iemand wat kan sê, Here, ek is skuldig, ek is verlore, ek is op pad hel toe as U my nie red nie. Ek kan nie roem in my goeie werke nie. Ek het niks om op en in te roem nie. Psalm 112 vers 4 sê, vir die sulkes, vir die opregtes, is die Here 'n lig in die duisternis. Genadig, barmhartig en regverdig. Vir die wat na hom roep, is die Here 'n lig in die duisternis. En wil hy graag oor jou skyn, as Paulus bekering beskryf in Kolossense 1 vers 13, dan praat hy van God wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Daar was duisternis in Egipte land. Terwyl daar lig was in die woonplekke van die kinders van Israel. God het mag. God is almagtig om jou vanaand oor te bring en jou te verlos uit die mag van die duisternis en jou oor te bring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Sal die nie vanaand anders as die mense van Openbaring 16 reageer, positief reageer en lig vra en lewe. Die tronkbewaarder sê, sy verhaal sê, dat hy het toe hy in die duister was, in 'n hoek vasgekeer, lig gevra. En hy het gelewe. As jy vanaand na die Here roep, het hy vir jou 'n belofte, en dis die vers waarmee ek afsluit, Jesaja 60, vers 19, hoor mooi, en vers 20, die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby. Wil jy nie vanaand sê, Here, wil U vir my lig gee? Wil U in my hart skyn deur die krag van U Gees, dat daar lig in my hart en lig in my huis kan wees. Die tronkbewaarder het lig gevra en gelewe. Sal ek en jy dit nie ook vra nie? Kom ons buig ons hoofde. Ons sluit ons oë, niemand kyk rond nie. Ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie aanduur weer na U woord kon luister. Dankie vir U Gees wat hierdie woord ingegee het en dit ook aan ons harte verklaar. Dankie dat U angstig wag dat ons sal lig vra by U, want U is lig. U woord sê in 1 Johannes 1 vers 5, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Ja, U woord sê
dat die waaragtige lig, in Johannes 1 vers 9, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Help ons, Here, om nie soos die mense van Jesus se tyd, die duisternis liewer te hê as die lig nie, maar om na die lig te kom, want u lig is lewe. Help ons daartoe, terwyl niemand rondkyk, en almal se oë gesluit is, wil ek tog geleentheid gee. Miskien is daar vanaand 'n persoon of persone, as die pastoor, ek het die Here vanaand nodig. Soos die tronkbewaarder is ek in duisternis. Ek vra vanaand lig. Ek vra vanaand God se ingrype in my lewe. Dan wil ek vir jou 'n gebed doen. Daar waar jy sit, kan jy jou hand opsteek en sê, pastoor, bid vir my. En ek doen dit. Dankie, ek sien daar die hande. Baie dankie, baie dankie, baie dankie, baie dankie. U kan maar weer laat sak. Is daar nog iemand wat sê, bid vir my? En dan gaan ek bid. 'n laaste keer. Halleluja, kom ons bid saam. U wat die hande opgesteek het, bid in die eie hart en roep nou na die Here. En weet dat vir die opregte is die Here 'n lig in die duisternis. En hy is genadig, barmhartig en regverdig. Here God, u het elke hand gesien wat nou hemelwaarts gerig het. U weet wat elke persoon van u nodig het. U ken elkeen se situasie. Is dit vanaand miskien die mag van duisternis, bande van sonde en ongeregtigheid? Dan bid ek dat hierdie bande van sonde nou sal verskroei in die lig van u aangesig. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u bloed reinig ons van al ons sondes. Dankie dat as ons sondes erken, as ons dit bely, is u getrou en regverdig om ons dit te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dankie, Here, as dit ander probleme is, miskien by die werk, miskien by die huis. Here, ons voel, ons is in die duister. Ons voel, ons is magteloos soos die Egiptenaars. Sal u die lig aansteek in ons harte deur die werking van die Heilige Gees. In die naam van Jesus. Here, dat ons vanaand in u lig, die lig sal sien. Dankie dat die opening van u woorde gee lig. Dankie dat u in Jesaja 9 vers 1 sê, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En hulle wat woon in die land van doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Laat die lig van die aangesig skyn oor elkeen wat nou in sy of haar hart na u roep. Ons bid dit in die naam van hom wie lig is, die lig van die lewe, Jesus Christus. En ons dank u daarvoor. Amen.